Die stelling word gemaak dat ons blankes indringers in hierdie land is en dat ons die grond onregmatig bekom het. Verder dat die Bantu volke of swart mense die oorspronklike inwoners van Suid-Afrika was en dat die blankes hulle verdring het. Hierdie stellings is nie waar nie. Eintlik is dit algemene kennis, maar die liberaliste en die ander vyande van die boerevolk is besig om hierdie kennis doelbewus te probeer vernietig. Hulle doen dit deur halwe waarhede en blaatante leuns te verkondig in die media, in die skole en selfs van die preekstoel af. Van die tyd van die groot trek af, het Britse imperialiste die boervolk as 'n bedreiging gesien vir hulle imperialisme. Daarom het hulle die boervolk doelbewus beswadder. Liberale sendelinge het aan die beswaddering meegedoen omdat hulle die Bybelgetroue geloof van die voortrekkers verafskeid het in hulle nuutgevonde vryheid van God se gebooie. Hierdie beswaddering duur tot vandag voort. Die hele stryd teen apartheid het dan ook hoegenaamd nie gegaan oor die sogenaamde onderdrukking van die Bantus nie, maar oor die vernietiging van die Christelike staat wat 'n struikelblok was vir Satan se imperialisme. Hierdie nuwe regering wil dan nou ook hierdie leuen gebruik om sy beplande diefstal van ons grond te regverdig. Ons wil graag die waarheid oor die vestigingspatrone en grondaansprake weer vas in ons mense se geheue plaas, sodat ons geestelik weerbaar kan wees teen hierdie psigiese oorlog wat ons vyande teen ons voer. Geliefde volksgenote, dis nou Januarie 2025, die nuwe wet van die regering wat voorsiening maak daarvoor dat hulle grond en ander eiendom nou sonder vergoeding kan onteien, maak baie opslae in die nuus en dit ontstel ons mense baie. Dit is uit die aard van die saak baie ontstellend, maar ons moet besef dat dit was van die begin af die doel van hierdie regering. In die ANC se Vryheidsmanifest wat hulle al in Junie 1955 aanvaar het en nog al die jare as hulle beleidsdokument beskou, sê hulle dat hulle mense beroof is van hulle geboortereg op land, op grond. Hulle sê ook verder in die Vryheidsmanifest dat die erfenis van Suid-Afrikaners vir die mense teruggegee sal word. En dan sê hulle ook verder dat almal die reg sal hê om grond te beset waar hulle dit verkies. Of in die oorspronklike Engels wat hulle dit opgestel het, sê hulle all shall have the right to occupy land wherever they choose. Verder sê hulle alle mense sal die reg hê om te bly waar hulle wil. Hulle sê ook ongebruikte behuisingsruimte sal beskikbaar gemaak word. Nou weet ons wat bedoel die kommunisme hiermee, want ons het al gesien waar die kommuniste dit in ander lande gedoen het. Hulle het eenvoudig die grond genasionaliseer, eiendomsreg afgeskaf en net eenvoudig alles wat hulle wou gevat. Hulle het selfs in huise waar mense 'n spaarkamer het hulle die spaarkamer sommer vir ander mense toegeken en dan trek daar ander mense by jou in jou huis in. Dit is die beskouing van die kommuniste. Dit is 'n vernietigende ideologie. In Suid-Afrika weet ons dat die kommunisme op rassebasis gedryf word en dat hulle dit teen die blankes het. Hulle wil die blankes se grond vat en vir Bantus gee. Hulle is al lankal besig om die blankes skole te probeer vernietig. Die aggressie teenoor die blankes word aangehits op grond van leuns oor die geskiedenis en ons moet hierna kyk. Ons moet kyk na wat die ware geskiedenis was, want dit word verkondig dat ons die grond by die Bantus afgevat het,
dat ons dit gesteel het, onregmatig bekom het, en dit is nie die waarheid nie. En ook dat die Bantus die oorspronklike inwoners van die land was en oorspronklike grond besit het, al die grond besit het, dit is alles leuns. Die oorspronklike inwoners van hierdie gebied, ons moet onthou dat Suid-Afrika is eers in 1910 gestig. Voor 1910 was daar nie so 'n land soos Suid-Afrika nie. Dit was verskillende boererepublieke en kolonies en Bantu lande, wat ons tuislande genoem het. Nou is dit een land, alles is nou in een land, een groot imperiale stelsel. Die oorspronklike inwoners van hierdie gebied, wat ons nou vandag ken as Suid-Afrika, was die Khoi en die San. Die Khoi is die Hottentotte en die San is die Bushmans. Hulle het hierdie gebied bewoon toe die Blankes in 1652 aan die Kaap kom vestig het. En toe die Bantus ook gedurende die 16de eeu uit die noorde in hierdie gebied ingetrek het. As ons nou kyk na die migrasie van die Bantu volke, dan sien ons hulle kom oorspronklik uit Midde-Afrika uit, waaruit hulle nou ook migreer het na Zambië, wat deesdae as Zambië bekend staan, na daai gebied waar hulle 'n groot koninkryk gevestig het, die Monomopatu, en hulle het daar vir eeue gebly, en toe het hulle as hulle stamgevegte het hulle toe sekere van die stamme toe nou verder suid beweeg. Die Bantu volke het gedurende die 17de en die 18de eeu in hierdie gebied inbeweeg. Ons kan twee hoofgroepe onderskei, dis die Nguni volke en die Sotho volke. Die Nguni volke het in die oostelike kusgebiede afbeweeg. Hulle het gevestig in gebiede so wat ons nou vandag ken as Limpopo en Mpumalanga, Swaziland, Mosambiek en KwaZulu-Natal, en dan nou ook Transkei en Ciskei, wat ons nou deesdae ken as die Oos-Kaap. Die Sotho volke het meer in die sentrale gebiede inbeweeg, wat ons ook nou vandag ken as Limpopo, Noordwes, Gauteng, die Noord-Vrystaat en Noord-Kaap. Dit is nou die Noord-Sothos, die Suid-Sothos en die Tswanas en ander kleiner volke. As hierdie inhoud vir jou belangrik is, like en subscribe by ons kanaal Volks Eie Verootmoedigingsaksie. Net om 'n perspektief te gee, in 1685 het Simon van der Stel 'n ekspedisie gestuur om na die Bantus se koninkryk te gaan soek, maar hy kon dit nie vind nie. Die hele Suid-Afrika was daar nie Bantus gewees nie. Hulle kon dit nie vind nie, want dit was te ver noord in Zimbabwe. En die gebied wat hulle bewoon het, het as Sofala bekend gestaan. En die Portugese wat by Mosambiek gaan vestig het was bewus daarvan, dat dit daar in die huidige Zambië was. Die Bantu volke het dus in die waterryke gebiede gaan vestig, die hoë produksiegebiede, en hulle het die inwoners van die land het hulle daar verdryf met geweld, hulle uitgemoor, Bushmans en die Hottentotte. Wanneer ons dus nou na hierdie beskuldigings van die kommunistiese ANC kyk, is die eerste punt wat ons moet maak, dat die Bantu volke was, wat die oorspronklike inwoners van die gebied verdryf en uitgemoor het, en hulle grond met geweld afgevat het. As ons nou kyk na die besetting van Blankes en die migrasie van Blankes in hierdie gebied, dan weet ons dat hoewel daar reeds blanke teenwoordigheid was van seevaarders voor dit, Vasco da Gama en Bartolomeus Dias, hulle het wel voor 1652 al in die 16de eeu het hulle al die kus besoek en handel gedryf hier en pogings aangewend om hier 'n verversingspos op te rig. Maar uiteindelik was dit die Nederlanders, Jan van Riebeeck en die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie wat aan die Kaap gevestig het in 1652. En toe het hulle nou vir 'n hele klompie jare daar net in die Kaap en in die Boland gebly, waar wel Hottentotte gekry het, maar hulle het met die Hottentotte handel gedryf. Hulle het nooit die Hottentotte uitgemoor nie. Hulle het hulle ook nie verdryf nie. Hulle het met hulle ooreenkomste aangegaan en die
Die gebied wat bekend staan as Hottentots Holland is 'n gebied wat hulle met 'n ooreenkoms met die Hottentotte bekom het en hulle het daar geboer. Uiteindelik het die blankes nou meer binne land toe getrek, na Swellendam en daardie gebiede toe. En kyk, die Hottentotte was natuurlik nomadies gewees ook. Ek meen as hulle het rondgetrek, so hulle het nou nie grond beset soos wat die blankes en die Bantus gemaak het nie, maar hulle het rondbeweeg in hierdie gebied. Toe gebeur daar 'n groot tragedie onder die Hottentotte. In kort kan ons sê dat die swart mense en die blankes omtrent dieselfde tyd in Suid-Afrika aangetrek het. Die oorspronklike bevolking van Suid-Afrika was die Khoikhoi en hulle Boesman-tekeninge is nou nog in Natal, Lesotho en reg oor Suid-Afrika sigbaar. Hulle was deur die swart volke uitgedryf en dit is hoe baie van hulle in die Kalahari opgeëindig het. Die migrasie van blanke trekboere het 'n interessante geskiedenis. Hulle het nooit grond afgevat by ander volke nie. Hulle het ingetrek in gebiede wat deur die beskikkende hand van die Here ontvolk is. So was daar 'n groot tragedie onder die Hottentotte in 1713 met die pokkies-epidemie, waar die Hottentot-stamme wat die Oos-Kaap beset het, byna heeltemal uitgewis het. Dit het beteken dat die Oos-Kaap ontvolk was en die gebied het dus oopgelê vir die vryburgerboere. Hulle het stelselmatig ooswaarts getrek totdat hulle in 1760 by die Visrivier met die Khoisas gebots het. Teen hierdie tyd het die Khoisas hulle al gevestig tot by die Kei en die Keiskamma rivier. Ons moet nou deeglik kennis neem daarvan dat die Bantu-migrasie uit die noorde gedurende die 17de eeu plaasgevind het en dat hulle eers teen 1760, party bronne sê 1771, die voorpunt van hierdie Bantu-migrasie ontmoet het by die Kei en Keiskamma rivier. Nou verder moet ons let daarop dat die Zulus die mees aggressiewe volk van hierdie Bantu-volke was. Hierdie boekie, Historiese aansprake op die grondgebied in Suid-Afrika, kos slegs R80. Indien u hom in PDF-formaat wil hê, is dit verniet. Stuur net 'n e-pos na skakel.veva@gmail.com. Ons eindig nou hierdie bydrae oor die geskiedenis hier en sal in die volgende video voortsit, want hierdie saak is nou eintlik baie aktueel omdat die president van Suid-Afrika vir die president van Amerika gesê het sy voorouers het die oorspronklike inwoners van Amerika uitgemoor en verdryf. En hier in Suid-Afrika was dit nou juis die Bantu-volke wat die oorspronklike inwoners van hierdie gebied uitgemoor het, die Khoi en die San. En dit is nou ironies dat hy nou hierdie opmerking gemaak het, terwyl dit eintlik van toepassing is op die Bantu-volke.